lyk dit? Right reg, nie Andrei, dit loop mooi hoor. Ek is baie bly om dit te hoor. Toe hulle nou vir die ding in die hand gee te sê, maar ek kan nie met so 'n ding praat nie. Ek soos 'n romhuis, ek sal hy ding kap hoor. Hulle moet my vaswire dat ek die ding nie kan afneem. Ek stem saam, sê hulle as hulle my hande vasmaak, ek kan ek nie praat Ek nie. praat sonder my hande nie, ek het heeltyd genoud gewees hoor. Ek wil kyk, jy weet 'n groot ding in my boerdery is, ek moet vertikaal integreer, maar ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar nie. Ek sit met 'n produk wat in elk geval op een of ander vorm of aard vir dierevoeding gaan. Ek sit met die diere, nou gee ek die produk vir iemand anderster, hy maak met hom iets en dan verkoop hy hom weer aan my terug. Andrei, maar is dit nie wat die boere doen nie? Alles wat hulle het, verkoop hulle en dan ry hulle dit net weer terug plaas toe as dit verwerk is. Nee, weet jy wat is die plan wat 'n ou moet eintlik doen? Ek het nou hier geloop, toe tel ek 'n stuk mieliereis op. Nou okay, ek ken nie hierdie wêreld sinds die eerste keer wat ek in die kant van die land kom. By ons is ons mieliereste. Die ouens kyk 'n mielieres so, maar weet jy wat? Daai tyd voor die reën begin gras gooi. Dan vat hy mieliereste, ureum, bietjie mielies en molassameel. Hy goed maak ons pilletjies van en dan gee ons dit vir ons kalvers. Kyk, dit help nie om nou stories te vertel en sê jy moet dit vir jou beeste gee nie. Dit help nie. Ja. Jy moet jou aandag vestig op kalfkruipvoeding en skaapkruipvoeding. Want jou kruipvoeding gaan op die einde van die dag vir jou beter resultaat gee op die hele storie. En wanneer jy 'n mielie gebruik en doen die pilproses, dan doen jy glutifisering. Nou glutifisering is nou die groot slim woord wat beteken jy maak mieliepap. Ja. Met die hitte en die stysel gedeelte word dan net harder gemaak sodat dit vir die dier meer opneembaar is. Maar Andrei, pilmasjiene is 'n klein deeltjie van ons masjiene, hoor. Ja. Ons doen so 120 masjiene en ons hou wat ons van doen. Ons doen enigiets in veevoer. So moenie meer as 90 ton 'n uur wil doen nie, want dit doen ek nie. Die grootste wat ek gedoen het is 90 ton 'n uur. Dis 'n aanleg in die magtige dorp Zimbabwe. Ja. Jy weet, hy klassifiseer as 'n dorp. Ja, nee wat. Ja, ons trek hulle krag droog as ons omstart. Nee, Andrei, 'n ou moet op 'n stadium begin waarde toevoeg. In die sin van jou lekke. 'n Snaakse ding wat gebeur is, tradisioneel sit die ouens lekke uit in tyres, jy weet ons daai manier van dinge doen. Ek het 'n ding in Zimbabwe waar daai boere geleer, hulle pille 10 mm. Ry met die bakkie en dan gooi hulle die lek in 'n streep uit. Ja. Ek het nooit geweet 'n beeste is 'n selektiewe vreter in daai opsig dat hy die lek, die pille gaan optel nie. Ja. Dit maak dat jou vertrapping van jou gras en alles om die voedingsareas vat jy heeltemal weg. So wat nou gebeur is jy kom van daai groot wiele af daai kant toe, die kant toe 'n streep daarso. En die beeste tel hom daarso op. So jy gooi hom uit, sien jy daai polgras daar agter wat so lank is wat niemand wou weet nou nie. Ja. Ons gooi hom daar. En dan eet hy hom saam met daai. Dan eet hy hom saam met dit. En sê gou vir my nie, want jy sê dan doen hulle die groter pille vir daai, né? Hulle doen 'n 10 mm pil. Kyk, tradisioneel ons doen 'n 6 mm pil want die ouens poep so 'n bietjie om 'n 6 mm pilletjie te maak. So vir ons is dit maklik. Ons maak 6 mm en 4,5 mm pilletjies. Die 6 mm hoofsaaklik vir skaap. Hoekom vir skaap? Ek het Jy het nie opgelet nie, en toe maar ek sal maar vir jou ek sê. het geen nie. Ek kyk nou daai wat jy basies daarso het waar jy die pille deurdruk, wat jy sê die verskillende goed wat jy maak en toe vang in my oog in terme van die saagsels en al die goed wat jy Ek sien net vraagtekens in jou oë. Ja, presies. Want ek is soos hoe kry hulle die ding gepil? Nee, met krag kan jy jou vinger in jou oor afbreek, jy net die pyn kan vat. Nee, ons doen vir hoenders 4,5 mm pilletjies. Vir jou air seeders, as jy hoender mis, bietjie chemie bysit. As jy jou kan ek nou daai goed vat wat daar uitkom wat nou klaar geskreen is en hom basies as daar genoeg klippe en is aan pil ons om, hoor. Ja man, dan is jou slytasie lekker hoog. Nee, maar sonder jokes nou, dis die tipe goed wat ons spil. VF Agri wat hierso op die skou is, hulle het 14 van ons masjiene wat daar so afloop. Wat hulle mee pilletjies maak daar. Die 4,5 mm is air seeder en dan die 6 mm, wat noem jy dit, breedvoerig uitsprei as jy hom net so gooi en hoop hy val, daai ene. So dis die 6 mm en wat ek wou sê van die skape,
Jy doen 'n 6 mm op 'n skaap, nie 'n 8 mm soos die meeste ouens dink nie. Jy doen 'n 6 mm vir die simpel rede, want 'n lammetjie sal op die 3de dag saam met sy ma begin om die pilletjies te eet. As jy hom 'n 6 mm As jy hom 'n 6 gee, die oomblik sê jy 8 gee, dan gaan dit na 3 weke toe. Jy's en hoeveel verloor jy in daai 2,5 weke dan nou? Nee, ek weet nie hoeveel 'n skaap eet nie, maar jy behoort toe seker bietjie groei te verloor, dink ek. Want hy het mos nou niks geëet nie, hy's net op sy mamma. Ek wil net sê, dis 'n vorm van risikobestuur, as hy 'n swak drinker is of iets wat ons nou nie is nie, maar... Nee, ek was 'n goeie drinker, weet jy. Dat hy ten minste is nie net afhanklik van die melk nie. Andre, is nie net afhanklik van die melk nie, maar die groot ding is, jy sit 'n baie minder las of spanning op jou ooi en of op jou koei. So op die einde van die dag kan jy net... ons kan nie nou pulmasjiene verkoop nie, want die gras is te mooi, as dit nou droog was, want ons het pulmasjiene verkoop. Nee, maar die ding is, as jou veld begin afgaan, en dit reën nog nie gras nie, want kyk, lyk dit my die reën bring die gras, as ek die dinge verstaan. Nou hoe dit dan gebeur is, as die reën nog nie die gras bring nie, dan gee jy pille, dan kan jy jou oeye deurdra. En op die einde van die dag kan jy meer lamsessies, hoe noem jy daai? Ja. Jy kan meer sulke goed in die jaar kry, want jou oeye is in 'n beter toestand op die einde van die dag. So jou lamsiklus is vinniger, is Jou lamsiklus word vinniger en jy sit minder spanning op jou oeye. Andrew Jordan, hulle, ek ken hom op Spekkelenberg, Kraddock se wêreld, Ooskaap. Jy's hulle insemineer, ek dink 1200 pop. Hoeveel doen hulle 'n dag? Ek dink hulle doen 1200 oeye 'n dag wat hulle insemineer. Dan doen hulle dit so vir 6 weke en dan stop hulle en doen hulle hom. Hulle het by ons 'n veevoer aanleggie. Ek dink ons doen so 18 ton pille 'n dag daarso. Wat hulle dan vir spesifiek vir lam en ooi gebruik. Hulle gebruik dit ook by die dairy en die ander plek vergeet ek. Seker maar vir die stoetramme. Maar ek wil nou nie so intensief in die besigheid inklim nie. Ek wil nou net hê, okay, right, ek soek iets wat dit wat ek het meer kan maak. Kyk, die voermenger is mos nice. Jy vat stront en dan kry jy romies aan die ander kant uit, nee. Maar nee, sorry, dis die lucerne. Dis die lucerne. Nee, maar wat net kan waarde toevoeg tot hierdie produk om my deur te kry. Jy kan my help met dit. Jy weet, luister hierso, jy het 'n voermenger, jy die, jy daai, jy dit nodig. Dit is hoe die dinge jou boerdery gaan inwerk. Dis jou ROI en off you go. Andre, net een ding onthou, ek is maar lyf om gehardheid, hoor. So ek hou nie baie van hard werk nie. Maar so wat ek doen is, ek wil nie alles wat ek bou in jou verkoop nie. Ek vra vir jou, wat het jy? Want dan hoef ek dit nie te bou nie. Dan gebruik ons dit wat jy het, ons las by, en op die ou einde dan maak ons hierdie ding werk. Jy gaan nou net nie jou ou hamermeel vir my bring om reg te maak nie. Want by ons werk alles op rekenaars, robotte en Probamatics en personeel. Ja, daai het ek actually gesien as jy gewonder het, gaan kuier vir hom in sy fabriek. Dit lyk so daarso. So, as ek nie 'n tekening het nie, kan ons dit nie bou nie. Right, so ons moet eers 'n tekening maak. Maar meng die ouens het voerkarre. Ek wil die ouens dit vir die ouens beduie, hamermeel is nie jou vriend nie. Die probleem met 'n hamermeel is as ek nou 'n grasie vat en jy maal hom, dan vryf hy hierdie grasie laat hy soos hy lyk soos 'n kwassie. Nou wat wil jy hê met riefvoer? Jy soek riefvoer so, skerppunte. Want die skerppunte krap die dier se roem in. Ja. So ons man, dis jammer dat Dr. Jasper het gegaan, maar hy's geroep vir hoorwerk. Dr. Jasper Kutse, onthou jy hom? Hy het sulke lekker goed in Landbouweekblad altyd geskryf. En ek en Dr. Jasper het baie gesels. Hy het vir my gesê, jy moet nooit kyk na die kwantiteit van die riefvoer, kyk na die kwaliteit. As jy riefvoer, ek sien Rouwik en Leers is hier, so ek verkoop vir daai mense tasse vol van hulle Seiko Samurai mengers. Ja. Dit is een van die beste menger, horisontale menger, sny die voer, harde punte, skerp punte, so jy hoef nie so baie vesel in te sit vir dieselfde krap effek nie. So, ons kyk na sulke goeters, Andre, ek hou van hierdie goed, ek verstaan hierdie goeters, ek sê daar my ou se geld en tyd te mors nie. Al moet jy doen is, julle, ek hou net nie van ry nie, dit kos my te veel, want ek ry te vinnig en is te duur en die speedkop skeer my, so, kom kuier in Koster, ek sal vir julle, as jy kom kuier, jy voel ek het jou tyd gemors,
Ek gee vir jou dieselgeld terug. Dis ek like daai ene, né? Nee maar, hoe sal ek nou ou se tyd mors? Nee, ek gee vir jou goeie raad, ek gee vir jou regte raad. Ek wil jou op die plaas laat bly. Ek wil hê jy moet geld maak. Nee, jy mag nie geld maak nie. Jy moet hoër winste toon. Want is net die regering wat mag geld maak. Hou van daai wees. Right reg. Dankie baie. Right, dit is André, Willie dankie. Jones. Jones Masjiene.